Liefdes, is dit nodig dat ek sê watter teks ons gaan lees? Seker nie, nê? Maar terwille van die wat dalk nou nie weet nie, dit is Matteus 28 vers 16 tot by vers 20. Dis die teks wat ons nou vir die derde keer saam lees vanaand. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek wil net gou-gou bietjie saamvat wat het ons die vorige 2 aande gesê en ek gaan dit regtig probeer doen in 2 of 3 sinne. Die eerste aand het ons vir mekaar, was die klem gewees daarop, dat Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. En dat die autoriteit, die gesag waarmee hy ons stuur, gegrond is op die feit dat hy opgestaan het uit die dood. Dit is die dryfkrag agter die autoriteit wat Jesus het, en hierdie autoriteit verleen hy ook dan aan sy disippels. Dit gee vir ons ook die gesag om uit te gaan na die wêreld toe, want ons doen dit in die naam van Jesus. So dis die eerste aand gewees. Die tweede aand het ons vir mekaar gesê, baie keer lees ons die werkwoorde in die teks 'n bietjie verkeerd. Ons wil graag begin by die werkwoord gaan en dan gaan ons. Ons doen wat die Bybel sê en ons gaan China en agter Mongolië toe en waar ook al. Maar ek het vir julle uitgewys dat die hoofwerkwoord in hierdie hele gedeelte nie die woordjie gaan is nie, nie die woordjie doop is nie en nie die woordjie leer is nie. Hulle ondersteun die hoofwerkwoord wat uiteindelik is maak. Maak disippels. Maak disippels. Dis die enigste een van die werkwoorde wat in 'n bevelsvorm geskryf is. Die ander is ondersteunend hiertoe. Ons maak disippels en omdat ons dit maak en ons dit wil maak, gaan ons doop en ons leer. Dit vloei daaruit voort. En vanaand wil ek 'n klein bietjie by die doop stil staan waarvan hier ook gepraat word, wat een van die werkwoorde is. En die tema is gedoop om gestuur te word. En ek dink is baie belangrik dat julle die tema mooi hoor. En ek gaan nie vanaand hier al die kontroversies rondom die doop probeer oopvlek nie. Ek gaan glad nie daar nie. Ek probeer by die teks bly en 'n lig skyn op wat die teks sê oor die doop hier. En wat die betekenis is van die doop. En julle gaan sien dat dit nie hier gaan oor 'n bekeringsdoop nie. Glad nie die idee nie. Die idee is nie dat jy ouens doop wat tot bekering gekom het nie. En dat omdat hulle tot bekering gekom het, jy hulle doop nie. Dis nie die fokus hier nie. Die fokus is hier op die wat reeds disippels is, wat gedoop is. En dat die teks dan vir ons wil sê, maar hierdie ouens wat gedoop is ook gestuur. En hulle is gestuur met 'n doel, as gedooptes. En om 'n gedoopte te wees, binne die konteks van hierdie 4 verse,
is nogal 'n baie belangrike ding. Nou, ek moet onmiddellik vir julle sê, die wortels hiervan lê in die Ou Testament. Hierdie gestuurdheid op grond van 'n bepaalde verbond. In die Ou Testament was dit die verbond met Abraham, die ou verbond, en in die Nuwe Testament is dit die nuwe verbond, maar tussen oud en nuut is daar ooreenstemmings en daar is ook verskille tussen die twee. En ek gaan 'n bietjie na van daai ooreenstemmings en verskille net vinnig kosories verwys. Maar die wortel vir die hele gesprek rondom die doop in hierdie teks het sy wortels in die Ou Testament en veral in Genesis 12 vers 1 tot 3. Nou julle sal weet, Genesis 12 is waar God uiteindelik vir Abraham roep daar uit uit om sy hele familie agter te laat, alles wat vir hom bekend is, sy goed op te pak en sommer net te trek na 'n plek toe wat hy nie ken nie, wat die Here ook nie vir hom 'n adres voorgegee het nie. Hy moes net eenvoudig trek. Maar die Here sluit in dieselfde asem met hom 'n verbond. Die Here sê vir hom, ek sal aan die een kant vir jou 'n God wees, ek sal dus jou God wees, ek sal na jou omsien, en jy sal vir my 'n volk wees, maar hy gaan verder en hy sê, ook ek sal van jou 'n groot nasie maak. Nee, en dan ken ons ook die hele ding van soveel soos die sterre in die lug en die sand van die see, 'n baie groot nasie maak. En dan voeg hy by, en in jou, in Abraham, sal al die geslagte van die aarde geseën wees. En is in daai gedeelte wat daar kontinuïteit is tussen die ou verbond en die nuwe verbond. En in Hebreërs sien ons hoe daar vir ons ook gesê word, Abraham is die pa van alle gelowiges. Hy's nie net die pa van Israel nie, maar hy is uiteindelik op grond van die geloof ook die pa van alle gelowiges. En so sien ons hoe hierdie verbond eintlik in vervulling tree wanneer die hele aarde geseën word deur hierdie belofte wat gemaak is. En dan moet 'n ou duidelik ook verstaan, reeds al in die Ou Testamentiese verstaan hier, het dit nie gegaan net oor biologiese afstammelinge nie. Dit het nie net gegaan oor die Israeliete nie. Israel het 'n roeping gehad. En dit was die een saak waar hulle die ergste in misluk het, is dat hulle 'n roeping gehad het. Hulle het 'n roeping gehad op grond van die verbond met Abraham, om uiteindelik, soos dit gestel word, lig vir die nasies te wees. Bedoelende, hulle moet skyn. Die mense moet sien dat hulle die lewende God se volk is. Ons lees juis dan in Jesaja, wat hierop kritiek lewer, uiteindelik, God is aan die woord, ek het jou geroep in geregtigheid. Ek gee jou as verbond vir die volk, as 'n lig vir die nasies. Hy het die verbond gegee, sodat hulle 'n lig kan wees vir die nasies, wat hulle nie was nie. Die verbond met Abraham se geslagte verwys dus na 'n verbondsgemeenskap uiteindelik. En heel eerste is dit Israel, en dan word dit uitgebrei uiteindelik wanneer die kerk tot stand kom en dit God se nuwe volk word, en sy nuwe volk verteenwoordig in die wêreld.
Ek moet ook sê, daar's ook ander tekste in Jesaja, wat dieselfde ding sê rondom die lig. En ons kry ook die hele teks van Jona, wat juis daarop afgestem is om eintlik vir Israel te sê, luister die mense, julle te roeping, julle moet ook vir die Nineviete, julle grootste vyande, moet julle die evangelie gaan verkondig, dat daar 'n God is en dat hy die enigste Here is. Nou kom ons by die doop uit. In Galasiërs sê Paulus sê Abraham se belofte van 'n nageslag wys uiteindelik op Christus. Christus speel daar in 'n belangrike rol. In Christus word alle geslagte wat glo geseën. Nou kan ons sien hoe die verbond met Abraham uiteindelik deurloop na die nuwe verbond wat in die doop uiteindelik sy vervulling vind, en dat die geslagte wat bedoel was om geseën te word deur die verbond met Abraham uiteindelik nou vervulling vind in die feit dat alle mense wat glo nou deel van die verbondsvolk van God word. Die geslagte waarvan sprake is dus in Galasiërs is 'n geestelike familie. 'n Geestelike familie, nie 'n biologiese familie nie. In Matteus 28 is as uitvloeisel om disippels te maak, moet daar ook uiteindelik gedoop word. So, dis 'n uitvloeisel van gaan maak disippels. En as jy 'n disipel is, dan word jy gedoop. So, nou is daar 'n paar belangrike merkers rondom die doop wat ek gou wil uitlig. In die eerste plek is die doop 'n teken van die voortsetting van God se belofte aan Abraham, sy trou. Dis wat ek bedoel, daar is aan die een kant ooreenstemming, maar ook 'n verskil. Die ooreenstemming lê in die feit dat God getrou is, dat hy aan Abraham hierdie belofte gemaak het en dat hy hierdie belofte later in vervulling bring. Maar die verskil kom daarin dat die teken van die verbond nou verander. Waar dit net die besnydenis was en die besnydenis net aan mans gegee is en dis net 'n sekere deel van die volk ingesluit was op daai manier in die verbond, kom dit nou by die doop en nou word almal ingesluit. Nie net mans nie, maar ook vrouens kry deel aan die verbond met God. En in daai sin is dit anders as die verbond met die ou verbond met Abraham. Die tweede belangrike ding wat ons oor die doop moet sê, en ek het dit gisteraand ook vinnig gesê, is dat die doop is 'n identiteitsmerker. Dit is God kom met die doop en hy plaas letterlik 'n teken op ons voorkoppe met die water waarmee ons gedoop word. Soos wat die besnydenis vir Israel 'n teken was dat hulle anders is as die ander volke, omdat hulle besny is en daarom aan God se volk behoort, so is die doop ook 'n teken dat ons 'n nuwe identiteit het en nou aan God behoort, aan sy verbond behoort, deel van sy familie uiteindelik is. So ek is in 'n sekere sin nou nie meer net Leon Forsman nie. Ek is eintlik Leon Forsman in Christus, sou Paulus gesê.
deur die feit dat ek gedoop is, het ek deel geword daarvan. Die drie eenheid speel 'n ongelooflike rol rondom hierdie hele doopsgedagte in hierdie teks. Die doop sluit ons in die geloofsgemeenskap in, wat deur die drie eenheid uiteindelik tot stand gebring word. Maar meer as dit, die doop lyf ons ook in 'n sekere sin op 'n misterieuse manier in by die drie eenheid. In die sin dat Jesus Christus, toe hy opgevaar het, sy menslikheid behou het en daar in die hemel ons die heeltyd verteenwoordig, ook met sy menslikheid, sonder dat hy sy goddelikheid ook prys gegee het. So ons het ook gemeenskap met die drie eenheid deur Christus, die heeltyd, en word ons ook as deel van hierdie gemeenskap van die drie eenheid ook deel van 'n groter gemeenskap van gelowiges, wat gestuur word om uiteindelik disippels te maak in die naam van die drie enige God. Van die God wat stuur. Die God waarvan Jesus praat, wat sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En op 'n ander plek, as die Vader my gestuur het, die Vader het my gestuur, ek het die Gees as ware gestuur, en omdat die Vader, die Seun en die Heilige Gees sturend is, stuur ons ook vir julle as gedooptes. Die doop verklaar dat die ou lewe verby is. Dat die ou lewe letterlik, soos Paulus dit in Romeine 5 en 6 mooi beskryf, ons saam met Christus aan die kruis vasgespijker is, dat ons saam met Christus afgedaal het in die graf, dat ons saam met hom begrawe is, en dat ons saam met hom deur die werk van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, opgewek is tot 'n nuwe lewe. Die ou mens is dus letterlik dood. En hy is dood deur, en die doop is 'n teken daarvan dat die ou mens dood is, met alles wat daarmee saamgaan. En dat 'n nuwe mens in die krag van die Heilige Gees nou lewe. En as gedoopte is ons ingelyf in die verbondsvolk van God. Ons is deel van hierdie volk, wat God as ware eintlik alreeds in Abraham op 'n manier begin het, en nou nog steeds voortgaan mee. So word ons as ware 'n getuie van die liefde en die goedheid van Christus, wat vir almal bedoel is. Nie net vir 'n klein uitgesoekte groepie mense nie, maar vir almal. Ek het vir Nico al vertel, ek het in die gevangenis gewerk as 'n geestelike werker. Ek was 19 jaar oud, en een van die gevangenisse wat ek moes besoek, en die gevangenisse met wie ek 'n geestelike pad moes loop, was die ouens wat ter dood veroordeel is. En in daai dae het die galg nog gewerk. Kort na my aanstelling is die moratorium ingestel. Dankie tog. Maar een van die moeilikste goed wat ek verby moes kom, is om hierdie man, ek het met die mans gewerk, om hierdie man wat voor my sit, lief te kry. Wetende dat hy 'n moordenaar is. En dat hy dalk nie net een moord nie, maar dalk 10 moorde gepleeg het. Maar dat ek in Christus hom moet lief hê
ter wille van die koninkryk van God. Ook hy is geregtig daarop om 'n disipel van die Here te ontvang en die evangelie te hoor en hopelik uiteindelik ook 'n gelowige te word, 'n verbondskind te word. En ek noem dit as 'n voorbeeld want ek dink baie van ons sukkel hiermee. Ons wil amper in ons koppe sê, seker ouens is uitgesluit, want hulle is nie goed genoeg nie. Ons sal dit nie hardop sê nie, partykeer rondom 'n braaivleisvuur dalk, maar wanneer ons met mekaar praat, dan sal ons maklik sê almal is ingesluit. Maar in ons harte glo ons dit nie heeltemal nie. Die kerk leef die verbond uit, vriende, deur te gaan en te maak. Hulle vorm lewenslange verbintenisse met ander mense. En nou moet u my weer mooi hoor. Die ou model van sending en evangelisasie was hierdie hit and run modelle gewees, meeste van hulle. Die EE3, en ek noem hom by die naam, het jou eintlik met 'n harde houtlepel oor die kop geslaan en vir jou gesê, as jy nou oor hierdie straat loop en 'n bus ry jou om, waarheen gaan jy? Hemel toe of hel toe? Man, dan skrik jy jou in 'n ander geloof in en dan sê jy, man, ek glo in die Here Jesus want ek wil hemel toe gaan. En jy glo nie in die Here Jesus omdat jy hom liefhet, maar omdat jy bang is jy gaan hel toe. En daar word geen werklike verhouding tussen die evangelis en hierdie persoon wat geëvangeliseer word gebou langtermyn. Dit is 'n hit and run. Baie keer verlore ou kontak met hulle. Maar wanneer ons praat van disipelskap, dan moet ons verstaan, dis nie 'n ding wat oornag gebeur nie. 'n Ou word nie oornag 'n disipel nie. Ek het gister gesê, dis 'n lewenslange leerproses. En daarom moet dit ook, wanneer ek as 'n disipel uitreik na ander, en van hulle ook wil disipels maak, soos wat daar van my gevra word, weet, dis nie 'n korttermynplan nie. Dis 'n langtermyn verbintenis, 'n verhouding met daardie persoon. Hierdie God se koninkrykswerk, vriende, is gerig op die herstel van die hele skepping. En nou moet u my weer 'n keer mooi hoor. Ons is gedoop om uiteindelik gestuur te wees om disipels van die Here Jesus te wees. Maar disipels van die Here Jesus is ook goeie rentmeesters. God het vir ons hierdie pragtige planeet gegee. En ons het ten opsigte van hierdie planeet, Genesis 1 sê dit duidelik, 'n verantwoordelikheid. Ons is aangestel om te heers, en ek dink ons vertaal daai woord verkeerd. Dit moet eerder bestuur wees as heers, en om God se verteenwoordigers te wees. Ons het dus 'n verantwoordelikheid ook om toe te sien dat hierdie skepping op 'n verantwoordbare en verantwoordelike wyse benut word. Want ons mag hom benut. Ons mag hom gebruik. Maar ons mag hom nie misbruik en uitbuit nie. En Openbaring sê dit so mooi dat aan die einde van die tyd gaan God terugkom na hierdie aarde toe. Na hierdie aarde toe. En hy gaan hierdie aarde, so lief het hy hierdie aarde,
hierdie planeet met sy mense, dat hy dit nuut gaan maak. Hy gaan nie 'n ander planeet vir ons gee nie. Hy gaan hierdie ene nuut maak. So God se koninkrykswerk, deur die doop, aan die gestuurde disipel, is ook om saam met hom te werk aan die herstel van God se skepping in hierdie wêreld. Die teks sluit af met 'n belofte, pragtige belofte. Hy sluit af soos wat hy die evangelie begin het. Ek is by julle, al die dae tot die volëinding van die wêreld. Selfs en juis in 'n koue, vyhandige wêreld, kan ek en jy 110% seker wees, dat hierdie God wat my stuur, as gedoopte, as verbondskind, dat hy al die dae van my lewe, tot die volëinding van die wêreld, by my en jou sal wees. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Om gedoop te wees, is om gestuur te wees. En om gestuur te wees, is om disippels te maak. Die uitdaging is, leef jou roeping uit. Kom ons wees nie soos Israel, en hou dit alles vir onsself nie. Maar kom ons gaan wees regtig daai lig op die berg, wat helder skyn, vir almal om te sien. Kom ons gaan wees daai stem in die woestyn, daar waar niemand wil hoor nie. Kom ons getuig tydig en ontydig van Christus. En ek wil amper sê, as dit nodig is, gebruik woorde. En ek sê dit as prins so. Dan is die Engels het 'n sê woord wat sê, talk is cheap. Money buys the whiskey. Vergewe die uitdrukking, maar talk is cheap. Dit is hoe ek leef wat die verskil maak. Die getuienis wat ek lewer, word gedra deur die dade en die optrede wat saam met die woorde gaan. Vertrou God op sy beloftes, staan op sy beloftes. As gedoopte wat gestuur is om disippels te maak, oral, altyd, onder alle omstandighede. Amen. Here, baie dankie dat ons vanaand ook kan hoor dat ons ingelyf is in u koninkryk, in u verbondshuis. Ons is u kinders, ons is gemerk, ons het 'n nuwe identiteit gekry, ons behoort aan die lewende Here. En u beloof dwars deur u woord, u sê dit ook weer hier, dat u altyd by ons sal wees, ongeag die omstandighede. En Here, help vir ons terselfdertyd om as gedooptes wat gestuur is om disippels te gaan maak, uiteindelik ook regtig lief te wees. So lief te wees vir daardie ouens wat ons dink u liefde nie verdien nie, dat hulle ook uiteindelik deur ons u leer ken en u volg ook as disippels en ook uiteindelik disippels maak. Want vir u is niks onmoontlik nie, Here. In u almag, in u krag kan enige iets moontlik wees. Mag ons, Here Jesus, getrou bly aan ons roeping. Amen.